Môre almal, Dinsdagoggend, dit is die 10de Februarie, jaar 2026, 'n lieflike dag geskep deur Abba Vader vir ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor die vrede van God. Vrede funksioneer op verskeie vlakke. Op staatkundige vlak, wanneer 'n volk nie in stryd is met enige ander land nie en ook nie 'n interne stryd beleef nie. En dan is daar ook persoonlike vrede, as mense onderling in liefde en eensgesindheid saam kan woon. Die voorwaarde vir persoonlike vrede is natuurlik dat mens vrede met God het en met jouself. Wanneer jy in vrede met jou Skepper leef, kan die wêreld rondom jou maar vergaan. En tog gaan lê jy dan en raak rustig aan die slaap, want jy weet dat die Here jou in veiligheid laat woon. Halleluja. Ons eerste gedeelte kom hier uit Numeri 6 en ek wil die priestelike seën voorlees, vers 22 tot 27. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En so moet hulle dan die naam van op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. En dan Psalm 4 vers 9, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, laat my in veiligheid woon. Halleluja. Dan Jesaja 32, ons lees vers 17 en 18. En die werking van die geregtigheid sal vrede wees en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. En my volk sal woon in 'n plek van vrede en in 'n veilige woning en in plekke van ongestoorde rus. Halleluja. Dan gaan ons daar na Johannes toe. Ons lees Johannes 14 vers 27, net daar een vers. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Halleluja. Dankie Abba vir U vrede in ons lewe. Dan Efesiërs 2, ons lees hier van vers 13 tot 17. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en in die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een mens, nuwe skepping kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het, en hy het die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Halleluja, kom ons bid saam. Halleluja, almagtige God en hemelse Vader. Here, dankie dat ons in vrede kan lewe. U woord sê dat so ver as dit moontlik is, moet ons in vrede met mekaar lewe. Here, dankie dat U vir ons vrede gee. Uit onsself uit kan ons nie vrede hê nie. Dankie Here vir U goedheid en U guns en U barmhartigheid en U genade. Here, mag U met elkeen van ons wees. Seën ons in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.